Maar volgende op die program het ons vir AgriSkills wat ook 'n borg is en ek dink 'n baie belangrike rol speel is landbouopleiding. En laat hulle 'n bietjie vir ons kom vertel wat AgriSkills alles doen en dis Lorika de Bel wat vir ons gaan kom vertel. Baie dankie. En daai van is de bois. Soos wa. Dit voel of ek by 'n nagmaal in Delmus is. Ek ken almal. Baie dankie Benny weer eens vir die uitnodiging. Lenet, Wannie, vriende van landbou, almal wat kos voorsien, almal wat 'n liefde het vir landbou. Wat 'n voorreg. Hoe lucky is ons om in landbou te kan staan met 2 voete, om 'n belangrike rol te kan speel in die land en nie ingetrek te word aan mekaar by die negatiewe dinge nie. Maar altyd, Benny, as ek vir jou sien, val in jou dagstukkies en jou leefwyse, dan is ek so bly dat ons 'n verbintenis het met TLU, want die waardestelsels is so belangrik. Dit is so belangrik as ons vandag net kyk na hierdie tema. Hoe kweek ons 'n sterk gees? En 'n mens moet nogal taaf wees deesdae om nie na liggaam, siel en gees afgemat en moeg te raak nie. En kom ons kyk 'n bietjie saam met die jong boere. Hallo Hoërskool Erasmus, Tumelang, Gobiang, Kiaboa, Peditswana Sotho, Afrikaans, Engels. So hoe kweek ons 'n gees? Hoe kweek ons vir die jong mense, en ek is nou al op die agterkant van 60, hoe kweek 'n mens nog steeds daai hoop? Ons moet prakties, baie meer praktiese opleiding bied. Ek het vanoggend deur die proefplaas gery, en dis 'n klomp goed wat my oupa was 'n boer, my pa was 'n boer, my hart is boer. Klomp goed wat my oupa vir die proefplaas geskenk het, en dit het baie kleiner geraak, maar baie meer intensief geraak. So ons van AgriSkills se kant af bied geweldige praktiese opleiding aan, en ek gaan net so 'n kykie gee in ons plaas, wat nie gesubsidieer word nie. Ons doen dit self, uit ons agterste sak uit. Maar ons moet bietjie geleenthede vir jong boere skep, waar hulle meer kan prakties betrokke raak, want ons kinders word nie meer blootgestel aan die praktiese gedeelte van landbou nie. Dit raak boekekennis, dit raak TikTok, dit raak YouTube-video's. Ons moet toegang gee, ja, tot die tegnologie. Die jong boere moet verstaan van drones, hulle moet verstaan van al die sagte ware wat beskikbaar is. Daar's nou 'n app vir elke ding. Daar's 'n app wat vir jou kan alles doen. Ons moet finansiële ondersteuning bied, en ek praat van die dag wat 'n ouetjie wil gaan leer. Daai beurse, mense, dis deesdae duur om te swat. En baie ouens wil, maar hulle kan bloot nie. Hulle ouers het net eenvoudig nie die toegang tot geld nie, of hulle het net nie die vermoëns nie. En ons bied, en ek gaan nou 'n bietjie kerm daaroor, ons bied beurse aan, maar op meriete. So die sakemodelle en bemarking, ons moet die jong boere ondersteun met volhoubare sakemodelle. En ons studente doen geweldige klomp praktiese take, wat hulle moet 'n sakemodel bymekaar sit. Hulle moet 'n boerdery skep, hulle moet 'n plaas gaan bou. Ons dosente kyk daarna. Ons moet opleiding bied wat volhoubaar is, en ek sien hierso, TLE, ekonomiese volhoubaarheid. Ons sê dit begin wanneer jy daai ouderdom is, wanneer jy op skool is, moet daai liefde vir landbou gekweek word. Hierdie kinders, wie van julle kom van 'n plaas af? Julle is lucky. Wie van julle kom nie van 'n plaas af nie? Sien? Ja, nie jy nie man, jy's al ouer, ek praat met die skoolkinders. Baie jong mense, in hulle hart, kom nie van 'n plaas af nie, maar sy hart is boer, hy weet nie eens hoekom nie. En dis waar ons inkom. Ons moet beter infrastrukture skep, ons almal weet dit. Die netwerke, soos vandag, ek dink hier's te min studente vandag hier. Selfs ons studente kan nie vandag hier wees nie. Ek dink werklik van die ouens voorheen, vir julle almal praat met die studente, maar die skoolkinders, hier's nie studente vandag hier nie. En dit is eintlik hartseer. Dis eintlik jammer. Waar's die jong boere? Waar's die ouens wat nou in die klas sit of waarever hulle is? I don't know. Regshulp, grondbesit, Benny, julle doen 'n voortreffelike werk, opleiding en finansiële bestuur.
Ek kyk na Hanlie met diep oë. Jong mense weet nie waar geld vandaan kom nie. Hulle weet nie om dit te bestuur nie. Hulle weet nie eers om 'n rekening oop te maak by 'n bank nie. Hulle weet om 'n kaart te swipe en te tap. Hulle begin al op skool by die snoepie 'n kaart kan tap. Kan jy dit oor vertel? Ek was nou eendag by skool. Sê tannie, het jy 'n rekening of wil jy tap? Ek sê nee, ek tap, maar ek sal hier buite op die stoep gaan tap. Welkom by AgriSkills Transfer. Die kind op die regterkant met die bok is my eie kind. Elwin is nie 'n boer nie. Maar hy weet sy grootoupa was 'n boer en hy het al ons kortkursusse gedoen. Hy's 'n hotelbestuurder. Maar hy is mal oor waar kom die kos vandaan dat hy daai verbintenis kan maak in die hotel en hospitality bedryf om te kan sê jou kos kom nie van Pick n Pay af nie. Ons is AgriSeta en QCTO. Hoekom is dit belangrik dat jy dit weet? Jy moet weet as jy jou kind vandag inskryf dat dit 'n geakkrediteerde instansie is waar hulle gaan leer. Dis nie 'n ou wat uit sy boot uit 'n kursus aanbied nie. Dis nie 'n fly by night nie. Hy gaan nie jou geld vat en môre weet jy, daai kwalifikasie is nie die papier werd nie. So ons is geakkrediteer, wat bied ons aan? Ons kort kursusse wissel tussen 3 en 5 dae. Hierdie is nie die volledige lys nie, maar daar's beeste, plante, pluimvee, varke, bokke, skape, trekkers, groente. Ek gaan nou praat oor die tegniese vaardighede wat ons van hierdie jaar af inbring. Want as jy nie jou eie varkmuur kan bou om jou hokke nie, Margriet, jy kan nie altyd 'n bouer uitkry om die varkhok wat se muur deur daai beer omgestamp is vir jou te kom bou nie. Jy kan nie altyd 'n veearts uitkry nie. Jy kan nie altyd iemand kry om te kon weld nie as jy nie self kan weld. Ek kan weld want ek het op 'n plaas groot geword. Ek kon trekkery voor ek kon Engels praat. Want jy leer daai goed, maar ons kinders lewe nie meer na in die grond nie. So ons langer kursusse, nasionale sertifikaat, maar net aanlyn vir die ouens wat tot op standaard 8 kom. Daar is ouens wat se skool onderbreek word. En dan leer hy nooit weer verder nie. Dan haak hy daar vas. Jy kan daai sertifikaat kom klaarmaak, hy's gelykwaardig aan 'n matriek. En dan daarna doen jy 'n nasionale diploma wat 2 jaar is in diereproduksie of 'n nasionale diploma in planteproduksie, ook NQ5. Wat is ons visie? Ons glo ons moet 'n floreerende landbousektor bou waarin die mark en die kundigheid en die vaardigheid lê in ons werksmark. Ons doel is om 'n katalisator te wees, om positiewe veranderinge mee te bring. Ons missie is om landbou te transformeer en opleiding, maar my klem altyd op vaardigheidsontwikkeling. Ons is AgriSeta geakkrediteer en dis 'n dinamiese, vinnig bewegende omgewing landbou. Jy kan nie op jou kennis van 30 en 40 jaar terug staat maak nie. Die wêreld om jou verander en ons moet bybly. Vir alles ons jare uit leer is. Hoe leer jy by ons? Ons het 'n voltydse praktiese plaas aan die ander kant van Cullinan. Daar is 63 studente wat in 'n koshuis bly. Ons het 'n voltydse kampus in Groenkloof in Pretoria en hoe dit werk, die studente is daar vir 5 weke teorie, hulle kry klas en dan gaan hulle vir 'n week hulle boek in op die plaas. So dis 'n bietjie van 'n blended model. Hoekom doen ons dit? Daai man van die media. Welkom. Hoekom doen ons dit so? Want as ouetjies wat by die Bloubulle rugby speel en jy kan net vir so lank rugby speel. As jou nek seer en jou bene seer en jou heupe gee in op 50. As jy nie dan iets het om op terug te val nie, is jy 'n klein bietjie geskroef. Oukies, daar's ouens in sportkodes wat by ons deur die dag leer en dan gaan hy 1 keer 'n week, na 5 weke, spandeer op die plaas om sy prakties te doen. Daar's ouens wat vir hulle self betaal, so hy moet in die aande gaan waiter of ander werk doen. En ons het vir dit voorsiening gemaak. Ons het ook afstandsleer. Daai ouetjies wie se pa plaas het, daai pa van jou sê boetie, daar's nie 'n manier jy gaan volgende jaar leer nie. Jy val in. Al November na jou matriekeksamen begin jy. Ek ken sulke ouens. Jou pa's taaf, maar hy wil hê jy moet papiere kry. So daarom het ons alles op afstandsleer. Jy skryf in, jy doen jou kwalifikasie, jy kry jou papierwerk in orde, dan gaan boer jy vir 2 jaar in Amerika en dan kom help jy jou pa met geld. Die kort kursusse is in persoon by ons Groenkloof kampus, maar al ons kursusse het 'n praktiese komponent. Het sy 'n dag, het sy 2 dae. Jy moet jou hande vuil kry. Landbou is nie iets wat jy regtig waar uit YouTube alleen kan leer nie. Jy moet dit voel, jy moet dit ruik, jy moet dit proe, jy moet dit leef.
Ons sê dis 'n unieke ervaring by ons. Ons het 'n nuwe kampus begin in Groenkloof. Ons het ons eie praktiese plaas. Daar's baie min ouens soos ons wat 'n privaat instansie is wat 'n plaas het. Dis 50 hektaar. Ons is geakkrediteer by die SETA en by die QCTO. Ons is in die proses. Ek het amper gesê hoe lank vat dit al om by die Raad van Hoër Onderwys grade en diplomas aan te bied, maar ek kan vir julle sê, dis makliker vir my om terug te gaan graad 2 toe. Dis 'n moeilike ervaring. Ons het baie bekwame fasiliteerders, dis ouens met jare se ervaring. Julle het net nou gesê, daai databasis wat julle gebou het, Benny, waarin daar kundigheid en vaardigheid lê. Ons moet by mekaar aanklop. Baie van die kurrikulum wil ons verander en hernie. Margriete is saam met ons besig nou om te kyk na die varke. Die nuutste kennis wil ons meegee vir die studente. Maar ons wil dit uit die bedryf uit hê. Die bedryf moet na ons toe kom en sê, luister kerels, 'n ou wat by my inval, het nie hierdie vaardighede nie. Kom ons sit 'n kursus by mekaar, ons kan dit doen want ons is 'n privaat instansie. Ons kan uit al die credits wat daar lê in 'n model, kan ons nog gaan bysit, nog vaardighede inwerk. Maar die bedryf moet na ons toe kom om te sê, leer vir die ouetjies die volgende, want hulle het dit nie as hulle op die plaas aankom nie. So ons het 70% prakties en 30% teorie. Natuurlik moet daar teorie en alle vaardighede wees, maar ons studente staan vroeg op, 5:00. Hulle het 'n keuse van dier- of plantproduksie, en by dit het hulle 12 addisionele kort kursusse wat hulle doen. In landbou tegniese vaardighede, swys, plumbing, bou, wat het ek laas swys genoem, elektries, basiese elektries, noodhulp, brandbestryding, hulle kan 'n slang vir jou uitken, so dat 'n klomp ander addisionele vaardighede wat op 'n plaas nodig is. En ons het as gevolg van die bedryf al hierdie kort kursusse bygewerk. Ek gaan nie deur al die detail gaan nie, maar in diereproduksie beplan hulle 'n plaas en 'n boerdery besigheid. Hulle doen besigheidsbestuur, dieregesondheid, diereproduksie, oespraktyke. Ja, daar is wiskunde. En die van julle wat wielietjie wiskunde het, dis fyn. OK. En kommunikasie. Ja, nee, mense mos lui as jy op skool is. Dan drop jy daai hoërgraad wiskunde soos 'n nat vis hier staan dit 9, graad 11. Nee, nou is jy nie meer lus om te leer nie. Plantproduksie, beplan jy weer 'n plaas, 'n besigheid, maar dan doen jy plaag op pestkontrol, plaagbestuur, plantproduksie, weer wiskunde. Ons opleiding op ons plaas bied ons beeste, ons het 'n beeseenheid, ons het 'n varkeenheid, ons het 'n bokeenheid, ons het hoenders, broilers en leiers. Ek het gister amper nie geweet wat is 'n broiler in Afrikaans nie. Skape, ons het vrugteboorde, ons het groente, ons het ons eie besproeiingsstelsel wat die studente ingesit het. Hulle vat grondmonsters, hulle hanteer al die equipment self, die trekkers, die onderhoud, die hantering. Hulle doen veldbestuur, hulle doen presisieboerdery, algemene onderhoud op die plaas, werkswinkelpraktyke, basiese konstruksie, basiese loodgieter, basiese elektries. Die meisies ook. OK, toelatingsvereiste, jy moet 'n matriek hê met 'n 50%, hierdie 30%. Luister, jy is omtrent so dom soos 'n wartlemoen as jy met 30% deurkom. Honestly, ek kan nie dink dat dit aanvaarbaar is nie. So as jy daar aankom en ons sien net 30%, gaan ons sê, wie hier in die kombuis, né? Indien jy dan nie matriek geslaag het nie, kan jy NQ4 doen. In die eerste jaar begin hulle so mid-Februarie, eintlik by die 10de Februarie. Die eerste jaar is op ons praktiese plaas self met verskeie uitstappies, Nampo, veilings, etc. Hulle gaan vakansies huis toe, die Julie vakansie, hulle doen teorie, hulle doen take, hulle doen routine onderhoudwerk, hulle leef hulle werk en hulle leer op die plaas. Hulle raak deel van 'n regte, egte boerdery. Hulle weet wat dit is. Hulle doen 1200 praktiese ure. Nou as jy dan instap by 'n werkgewer en jy sê, oom, ek kan, gaan hy eerder vir jou vat, as 'n ou wat sê, oom, ek weet. In jou eerste jaar, jy kan dit in persoon doen of in Google Classroom, op 'n afstand van enige plek af, selfs die ouetjies wat in die H2A gaan. Ons vind, Farm for USA, nou weet ek ook nie met Donald nie, maar Farm for USA, vat vir julle makliker as jy die eerste jaar klaar gemaak het, want dan weet hulle, jy kan al. Want daai trekker is duurder as jou pa se plaas, jou oom se plaas en jou oupa se saam. So hulle wil nie hê jy moet daar aankom, oom, ek het matriek, maar ek het nie 30% gekry.
Anyway, die take word ingedien op die leerplatform, kort kursusse word aangebied, 12 van hulle, jy stap weg met jou volledige nasionale diploma, en 12 Agri-SETA diplomas, sertifikate on top of it. So jy's regtig goed gekwalifiseer as jy daar uitstap. Prakties, ek het al 'n bietjie daarna verwys, jy doen alles, kyk, ek het 111 maande ingesit, dis 11 maande in jou eerste jaar. In jou tweede jaar soek jy 'n plaas van jou eie. Ons gaan nou daaroor praat. Op die plaas is daar 'n groep van 60, hulle is Engels, Afrikaans, jy slaap dormitory-styl. Een week slaap jy bo op die bankerbed, volgende week die maar oukie. Daar's 3 etes 'n dag, ons gee vir jou die etes, ons doen jou wasgoed, want ons wil nie jy moet jou vark gumboots ingooi in die tuimeldroër nie. Ons het vir jou snoepie, waar jy tap met jou ma se geld, en daar's wifi. Wat verwag ons van jou? Ons verwag jy staan vroeg op. Jy lê nie tot 11:00 en kyk TikTok en lag die hele dag nie. Jy verbind jou tot ons skedule. Jy neem deel aan al die aspekte op die plaas, jy verbind jou tot al die take wat vir jou gegee word in 'n dag, kry jy 'n lysie, hierdie is jou take vir die dag. As jou maale nooit vir jou take gegee het nie, skrik jy jou wes in daai Februarie maand, jy bel jou pa en sê moet jou kom haal. Jy toon respek vir die leerders, vir die personeel, vir jou mentors, vir die gaste. Ons studente haal hulle hoed af, hulle groet jou eers, hulle kom haal vir jou by die hek. Jy het maniere as jy by ons inskryf. As jy nie het nie, leer jy baie vinnig. Jy volg alle studentekodes. Jy hanteer alle toerusting en infrastruktuur met respek. Jy hou die akkommodasie skoon, ons staan inspeksie, soos in die oudtydse army. Jou bed is mooi opgemaak, is nie so 'n bondeltjie van 'n duvet wat daar lê nie. Al die fasiliteite is netjies en skoon ten alle tye. Jy volg instruksies, jy respekteer alles op die plaas, ook die wilde diere. Voorbeelde van die take, voer die diere, monitor die gesondheid, inspekteer, branddoseer en dip, maak skoon, saniteer die hoender en die varkhokke, jy water al die plante, jy doen die besproeiing op die veld, hulle berei die grond voor, hulle maak reg vir plantseisoen, hulle versamel mis, ons het ons eie bemesting wat julle maak, organiseer die fasiliteite, span draad, doen inspeksies, patrolleer die drade, doen die veiligheid op die plaas, ouetjies staan wag, ja, hulle moet leer, dis 'n realiteit in die land. Dit help nie ons nurse vir hulle nie, hulle moet ook aan die plaaswag deelneem. Hulle neem deel aan alles wat in die Cullinan omgewing gebeur. Ons studente slaan vuur, ons studente bied hulp aan vir die boere in die omgewing. Jy hou rekords en jy versamel data. Dis een ding waarmee 'n student dan baie lui is daai data. So ons leer vir hulle baie gou en daar's nog baie meer. Ons het streng reëls. Ons leerders kan nie op die perseel met alkohol kom nie. En moenie vir my sê, maar dagga is nou legal tannie. Ja nee, maar nie by ons nie. Leerders wat gedurig laat kom, sit ons van die plaas af. As jy werk weier, verlaat jy die plaas en ons pas alle gedragskodes toe. In jou tweede jaar vind jy 'n plaas van jou eie. Nou hier kerm ek elke jaar op Benny se skouer. Die boere is nie lus vir 'n student nie. Maar waar moet hierdie studente ervaring opdoen? Nie almal van hulle het plase nie. Nie almal is oulik nie, jy kan self onderhoude hou en kom kies. Ons verwag net dat jy vir hulle tussen 6 en 8 maande huisves, indien hulle nie 'n plaas het nie of 'n plaas kry nie. Die teorie skuif dan na die Google Classroom toe. Ons bied vir hulle, elke student het 'n fasiliteerder, sy naam, sy nommer, sy adres, sy e-posadres, sy WhatsApp. Jy's nooit alleen nie. Dis nie soos by Unisa, druk 1, druk 2, druk 3 nie. Ek het lank by Unisa gewerk, ek kan dit sê. Die praktiese werkplekke en riglyne vir die tweedejaars, hulle kan ook op ons plaas werk vir naweke, publieke vakansies en skoolvakansies, ons stel die plaas vir hulle oop. Hulle kan werk in groepe, ek kyk diep in jou oë mevrou Santam, Farm Together, ons moet weet daai ding resusciteit. Hulle kan op familieplase werk, jy kan in jou tweede jaar gaan boer in Amerika, gaan stroop, gaan doen wat jy wil, want ons teken met daai boere kontrak. Ons werk met Farm for USA, Hopscotch, daar's 3 maatskappye. Okay, so jy kan in Amerika gaan werk en jou skuld by jou pa afbetaal. Ons personeel besoek die plase, hulle gaan ons nou nie na Kansas City toe nie, maar hulle besoek die plase waar jy is, en hulle kom kyk of dit op standaard is en of jou logboek op tyd is. Elke dag moet 'n student in die boer die logboek afteken.
Dis nie goedkoop arbeid nie en jy is ook nie daar op 'n vakansie om oom Koos se kinders by die skool of die koshuis te gaan haal nie. Jy kan dit na ure ook doen. Die logboeke moet voltooi word. Jy skryf in as jy by 'n veiling was, by 'n konferensie, by 'n boeredag, by 'n inligtingsdag. Elke aktiwiteit wat 'n leeraktiwiteit is, tel vir ure op jou logboek. Jou rekord, jy begin van dag 1 af, jy voltooi dit daagliks en ons studente, soos ek gesê het, in 2 jaar het 2400 praktiese ure. Mense, jy kan nie eers hier in jou 2de jaar begin om jou logboek bymekaar te sit nie. Ingesluit in die fooie is jou blyplek, jou eetplek, jou wasgoed, alle leermateriale en werkboeke, ons fasiliteerders en assessors en moderators, ons kry ook moderators van die AgriSeta wat kort kom besoek afles, ons moet hulle betaal. Sertifikasie, die AgriSeta 1 betaal ons voor, gradepligtigheid, al die leerondersteuning en al die addisionele 12 kort kursusse. Daar's 'n opsionele 3de jaar by ons, as jy nou klaar is met jou plantproduksie en jy wil diereproduksie doen. Jy het gesien daar is 'n bietjie oorvleeling van hoe beplan jy 'n plaas en. So dan doen jy 1 jaar en dan het jy 2 kwalifikasies for the price of 3 jaar in plaas van 4 jaar. So baie van ons studente doen al 2 nasionale diplomas, maar dan in 3 jaar. Ons vennote en ons vriende, ek hoor julle praat ook van vriende van landbou. Dis nie 'n volledige lys nie, hier's nog 'n Margriet, jy's nie hier nie. Waar is jy? Is jy daar? Okay. Ons het regtig baie goeie vennote samewerkingsooreenkomste. Uitnodiging, oop uitnodiging, jong boere, praat met ons. As daar iewers 'n behoefte is vir opleiding, dan doen ons die volgende: loopbaanskoue by die skole, besoek al die skole, baie nou skakeling met die landbouskole. Ons bied ons kort kursus vir die landbouskole aan en sê jy kan in graad 10 begin met vark, bok, hoender. Jy kan in graad 11 aangaan met plant, bees, whatever. As jy 'n matriek klaarmaak, het jy 7 AgriSeta sertifikate. Daai wat die studente op die plaas doen, kan jy al op skool begin doen. Ons moet net 'n ooreenkoms met jou skool teken. OK. So juffrou, ek het my kaartjie vir jou gegee, kom ons praat. Ons bied beurse aan skole, ons het 'n voltydse 2 jaar beurs aangebied vir TLU, die kinders moet net inskryf. Ons het hom oopgestel vir 2026, ons het al 'n mannetjie van Kakamas wat heel voorloop, want hy is sover die enigste een, so julle moet inskryf die matrikulante. Ons het verskeie industrievennootskappe, ons bied leerderskappe, internskappe en dan vaardigheidsprogramme. Hy kan loop van 'n 3 maande, 'n 6 maande, 'n jaar. Ons sit hom in mekaar uit verskeie van die kursusse, of hy op NQF level 2 is, 3 is, 4 is, 5 is. Ons kan dit aanbied. Jy kan vir ons sê, ek wil bye hê, ek wil dit en ons sit vir jou daai by mekaar. So as jy die behoefte het, industriepartner, dat jy wil hê, hierdie groep studente moet die volgende vaardighede hê, dan sit ons by mekaar, ons sit dit by mekaar, hy tel 'n sekere hoeveelheid krediete, hy's kredietwaardig, hulle slaag met 'n SETA-sertifikaat. By ons leer jy, want jy leef jou passie uit, jy groei, want jy kan jou eie drome najag, jy floreer, want dit is 'n sukses, en jy kan vir my skryf by laurika@agriskills.net. Laurika soos Laurika Raug, ons het nou ophou sing, is Laurika, Laurika. En my selnommer is 082 886 5583. Kom ons werk saam. Ek het nou vir Obaro gesê, ek soek daar groot papierpoppe in hulle winkels, en dan maak ons 'n groot kompetisie vir volgende jaar. Ons gee 'n bietjie 'n paar beurse weg. Vir die klankman, Rialeboga, dankie, dat jy my so mooi gehelp het met al hierdie tegnologie. Benny, seën vir julle. Alles wat mooi en gaaf is,